Mag die Here gee dat ons saam wees vanaand, dat dit vir ons 'n besonderse geleentheid mag wees. Dit is in 'n baie besondere sin 'n baie unieke geleentheid vir ons om een keer 'n jaar ook op die aand voor Goeie Vrydag by mekaar te kom, want dit is mos eintlik in navolging van wat gebeur het in Jerusalem daardie Lydensweek, waar die Here Jesus saam met sy disippels die aand voor sy kruisiging saam met sy disippels in die bofortrek in Jerusalem by mekaar was. Nou, ons reken Jesus was omtrent 33 jaar oud toe hy gekruisig is. So ons praat nou so rofweg omtrent van hierdie donderdag aand is so 1993 jaar gelede. Die Christelike jaartelling word daar nou later van tyd is bereken dat dit met 3 jaar uit is. Met ander woorde, ons moes eintlik nou, as ons nou op Jesus se tyd wat hy gebore is, moes gewerk het, dan moes ons eintlik nou al in 2029 gewees het. Maar nietemin, dis maar sommer net so vir die interessantheid, en om te dink dat dit wat vanaand nou hier gebeur, is eintlik ook 'n manier om terug te dink aan dit wat ongeveer 1993 jaar gelede gebeur het, toe die Here Jesus saam met sy disippels was. Daardie aand het hy daar in die bofortrek die nagmaal ingestel, en hy het vir sy disippels gesê dat so dikwels as wat hulle dit doen, die brood eet en die wyn drink, dat hulle hom in herinnering moet bring. Dat hulle moet onthou dit wat hy vir hulle kom doen het. Nou op daardie stadium daar in die bofortrek het hulle natuurlik nou nog nie regtig geweet wat lê voor nie. Dit was eintlik wat daardie nag gebeur het met Jesus se gevangeneming en sy kruisiging die volgende dag en die opstanding op Paasondag was natuurlik vir hulle 'n geweldige omwenteling gewees. Ons vandag kan terugkyk en ons het 'n ander perspektief op hierdie dinge wat gebeur het. Maar mag die Here gee dat ons geleentheid vanaand vir jou tot besondere seën sal wees. Kom ons raak stil voor die Here. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Ons gaan vanaand net so 'n paar tree saam met 'n baie bekende figuur in die Bybel loop, alhoewel ons nou nie so oorweldigend van haar hoor nie. Iemand wat 'n getuie was van die lyding van die Here Jesus en ook 'n groot deel van dit wat gebeur het
met sy optrede hier op aarde voordat hy sy lyding ingegaan het. Ons lees in Lukas 8, hulle het saam met Jesus en die disippels gereis. Daar was ook 'n aantal vroue, naamlik Maria, wat bekend was as Magdalena, uit wie 7 demone uitgegaan het, en Johanna en Susanna en baie ander. Ons weet nou nie so baie van Maria Magdalena nie, maar ek dink ons weet genoeg van haar om te kan sê dat sy iemand was wat nie vry was nie. Dat haar hele bestaan 'n lewe was van 'n totale chaos, ontwrigting. Dis baie moeilik om te kan probeer rekonstrueer wat het alles in haar lewe gebeur en in haar gedagtes aangegaan, omdat daar nie baie inligting is nie, maar ons kan onsself voorstel of probeer voorstel, iemand wat 7 demone gehad het wat in haar was. Nou die getal 7 is 'n volmaakte getal. Dit beteken nie dat daar noodwendig 7 aparte demone of duiwels in haar was nie, maar dis maar net om te sê dan op 'n manier dat dit 'n geweldige situasie was waarin sy verkeer het. Ons dink ook aan die ou wat 'n legio duiwels binne in hom gehad het, wat die Here Jesus uitgedryf het, en op die ou end het hulle in die varke ingegaan. So iemand in daardie tyd veral was iemand gewees wat die mense glad nie geweet het hoe om te hanteer, iemand wat so van die bose besete is nie. En so 'n persoon is gewoon maar net eenvoudig uit die samelewing uitgestoot, uitgerangeer. Ek het daarvan ondervinding gehad ook in Botswana. Iemand wat nou nie noodwendig van die bose besete was nie, maar iemand wat doodgewoon baie verstandelik, baie versteurd was, en die manier hoe die gemeenskap daai persoon ook absoluut maar net eenvoudig uitstoot buitentoe. Die tragedie agter dit alles is dat so iemand wel nog bewus is van wat rondom hom gebeur, alhoewel die persoon dit nie in perspektief kan sien en kan verstaan dit wat met hom of met haar gebeur nie, is dit wat hoe die persoon hanteer word en wat vir die persoon gesê word tog op een of ander manier word dit deur daardie persoon geregistreer. Die andersheid as ander mense, en dit was, ek dink maar net, ons kan vir ons voorstel, een van die akligste, mees tragiese situasies om in te wees, een van die eensaamste plekke om in jou lewe te verkeer, as 'n totale verworpene. Maar al weet ons nie presies alles hoe sy gevoel het, wat sy beleef het nie, weet ons dat Maria Magdalena moes geweet het, wat beteken dit om weer mens te word. Dat die Here Jesus die demone uit haar uitgedryf het, en het sy geweet dat iets het gebeur, iets dramaties het gebeur. Wat sy alles sou onthou van, kan ons maar sê, van haar vorige lewe met die besetenheid, dit weet ons nie. Verseker is daar dinge wat sy sou kon onthou. Maar hierdie wete dat die Here Jesus het op 'n wonderlike manier in haar omstandighede en in haar nood het hy vir haar aangeraak en het hy vir haar bevry, vir haar weer regtig mens gemaak. En dink ek sou sy kon getuig daarvan om te sê, hy het my lewe vir my teruggegee. Nou, ons lees ook in Lukas 8 dat Maria Magdalena en die ander wat ook vir Jesus en sy disippels gevolg het, dat hulle vir die 12 disippels en vir Jesus gesorg het uit hulle eie bronne. So hulle het ergens maar geldjies bymekaar geskraap om vir Jesus en sy disippels te sorg. En Maria was een van die mense. Vandat sy deur die Here Jesus aangeraak is, het sy hierdie pad geloop saam met Jesus. Altyd naby aan Jesus. Sy het gesien hoe hy leef, sy het gesien wat hy doen, sy het gehoor wat hy preek, sy het die wonderwerke aanskou wat hy gedoen het. Sy het hom gesien wanneer hy sommer net saam met die disippels ontspan en hulle in 'n ligte luim verkeer en miskien selfs grappies maak. Sy het alles saam met die Here Jesus belewe, saam met die disippels. En dan wonder 'n mens die kruis. Toe sy ook die een is wat daar by die kruis was, wat het alles deur haar gegaan. Ons lees in Johannes 19, by die kruis van Jesus het sy moeder
en sy moeder se suster, en Maria die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan, as ook die disipel vir wie Jesus lief was. Dit is Johannes, die disipel Johannes, wat omtrent die enigste disipel was, wat by die kruisiging teenwoordig was, en Maria Magdalena sien ons dan ook daar. En nou moet sy wat belewe het, hoe Jesus haar lewe heel gemaak het. Sy nou in die teenwoordigheid van waar Jesus se lewe en Jesus se aardse liggaam stikkend gemaak word, afgebreek word, gewelddadiglik, waar sy teenwoordig is, daar waar die Here Jesus op die mees gruisame manier wat in daardie tyd bestaan het, hoe hy voor hulle almal se oë, letterlik ook, voor haar oë ook, vermoor word. En hier sien sy nou, dat hy nou sy eie lewe gee, sonder om te stribbel, sonder om homself te probeer verdedig, gebeur hierdie vreemde ding, dat dit lyk asof hy net eenvoudig oorgee, hy genoeg neem daarmee, dit wat met hom gebeur, die vernedering en die verskriklike lyding wat hy deurgaan. En ek glo dat Maria Magdalena op daai oomblik nie verstaan het presies wat op aarde is nou aan die gebeur nie, want hulle almal het hierdie hoë verwagtinge van die Here Jesus gehad, dat hy die een is wat sou kom om sy koninkryk te laat aanbreek, die Romeine te verdryf, die Romeinse regering te onderwerp en om vir hulle vry te maak op allerhande maniere waarna hulle gehinker het. En nou is dit so dat hy word nou gekruisig. Almal het daai verwagting gehad. Die palmtakke op ons tafels is ook 'n herinnering aan die skare wat gesê het, loof hom, Hosanna aan die seun van Dawid, toe Jesus Jerusalem binne gery het met die donkie vroeër daardie week. En daardie selfde mense wat hom so geloof het, het op die ou en net so hulle rug op hom gedraai en uiteindelik ook gesê, kruisig hom. En Maria Magdalena was getuie van dit alles en het nie geweet wat presies gebeur nie. Maar een ding wat van haar uitstaan is dat terwyl Jesus se disippels op vlug geslaan het, toe die soldate hom daar in die tuin van Getsemane gevange geneem het, en Petrus wat nog probeer skelm saamloop het, op die eind vir Jesus verloon het, en ook weggevlug het, omdat hulle lewe bedreig was Maria Magdalena een van die min wat by was tot daar aan die kruishout van die Here Jesus. Sy sien die man wat haar lewe verander het, 'n nuwe lewe gegee het, onbegryplik, ontnugterend, dat hy ly. En ons weet nie of Jesaja 53 vers 5 by haar as Israeliet of 'n Jood op daardie stadium opgekom het nie, want hulle was baie goed vertroud gewees met die Ou Testamentiese beloftes. Ons weet nie, miskien het dit by haar opgekom, miskien nie. Miskien het sy die koneksie gemaak tussen Jesus en dit waarvan Jesaja praat. Ons weet nie. Maar dit wat Jesaja gesê het, hy het gesê, hy is verag, deur mense verlaat, 'n man van smarte, hy is verag en ons het hom nie geag nie. Hy is deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat vir ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Is daar genesing deur sy wonde? Miskien het sy daardie oomblikke daar by die kruistoneel, toe hy deurboor is, dalk het sy onthou, is dit nie dalk waarvan Jesaja gepraat het? Dis terwille van ons oortredinge. Op een of ander manier, ek weet nie hoekom nie, ek verstaan nie hoekom nie, maar is dit terwille van my ook, wat hy daar aan die kruis hierdie gruwelike dinge deurgaan. Ons wil vanaand so 'n bietjie, maar net in ons harte en in ons gedagtes terugdink aan Maria Magdalena. Al weet ons nie hoe sy gevoel het nie, hoe sy dit beleef het as 'n besetene nie. Dink ek kan ons iets in ons harte vir onsself voorstel van die bevryding wat sy beleef het, die vreugde om die pad saam met Jesus te loop, om aan sy lippe te kon hang, om sy woorde te kon hoor,
om sy goddelike dade en optrede te sien. Maar kom ons staan ook 'n oomblik by haar hier nou by die kruis vanaand, waar die een wat haar herstel het, op een of ander manier besig is om sy lewe vir haar te gee.
Maria was die hele tyd was sy daar gewees, Jesus se sterwe beleef, iets wat ons baie keer vergeet van, dat daar 3 ure van duisternis was, voordat die Here Jesus uiteindelik gesterwe het, van die 12de tot die 3de uur, of die 15de uur toe, en dat toe Jesus gesterf het, daar ook 'n geweldige aardbewing was, wat onder andere meegebring het, dat die voorhangsel in die tempel van bo na onder, nie soos deur 'n mens nie, maar met 'n goddelike hand van bo na onder geskeur is. Sy was natuurlik nou nie in die tempel by om dit te sien nie, maar later sekerlik ook gehoor van dit wat daar gebeur het. Nietemin, sy was by, toe hy van die kruis afgehaal is, in die prent wat ons nou gesien het, uitgebeeld saam met die apostel Johannes by die voete van Jesus, met Jesus se moeder, wat by sy kop was. Of dit presies so was, weet ons nie, maar sy was daar, toe hy afgehaal is, en ons lees in Markus 15, dat Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jesus, het gesien waar Jesus neergelê is. En vir haar was dit aanvanklik die gevoel, dink ek, dit is nou die einde, dit is nou verby. Maar tog sien ons vir haar op die eerste dag van die week, nadat die Sabbatdag verby is, op pad na die graf, en sy een van die eerstes wat by die graf kom, om getuie te kan wees daarvan, dat die Here Jesus ook uit die doodheid opgestaan het. Steeds op daardie stadium, waarskynlik nog nie geweet, hoe om alles by mekaar te bring nie. Hoe en wanneer sy wel verstaan het, weet ons nie, maar wat ons wel weet, wat ons vandag weet, is dat wat daar gebeur het, is dat daar is 'n lewe vir 'n lewe gegee. Dat Jesus letterlik daar sy lewe gegee het, ook vir Maria Magdalena se lewe, sodat sy nie net herstel kan wees van bose geeste nie, sy nie net weer 'n normale lewe kan leef nie, maar dat sy ook vir ewig kan leef deur geloof in haar verlosser. En vanaand is dit ook vir my en vir jou om te weet, dit was 'n lewe vir jou en vir my, plaasvervangend, in my plek, in jou plek, het Jesus die helse smarte gedra, sodat ek en jy kan lewe, kan vry wees, verlos kan wees, die ewige lewe kan hê, nuut kan leef in 'n wêreld wat nog steeds stikkend is. Als
vraag, weet jy dat hy dit alles vir jou volbring het? Dat dit wat ons hierdie naweek vier, nie maar net 'n stukkie tradisie is nie maar net een of ander gemoedelike fees nie, maar dat ons, soos wat Jesus met die nagmaal vir sy disippels gesê het, dat ons terugdink aan dit wat hy gedoen het. Sy lewe in die plek van ons lewens, dat ons kan lewe. Wees vir 'n oomblik stil voor die Here en gaan met jou gedagtes en jou hart daar waar die Gees van die Here vir jou lei. Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Sy lewe vir jou lewe. Ons gebruik die sakrament voor ons op die tafel, ons bedien mekaar deur die brood te breek en die wyn uit te deel. Neem die brood en eet, dit is my liggaam, dit is vir jou. Neem en drink die wyn, dit is my bloed, dit is vir jou. Ons bid hierdie volgende gebed terwyl ons bly sing. Jesus, hou my by die kruis, waar die fonteine vry met lewenswater ruis. Elend, smart en pyne, by die kruis sal ek Jesus lowe, totdat eens my lied verrus, ewiglik daarboven.
By die kruis neem ek my stand, wagtend met vertrou, tot geloof aan hierdie kant, oorgaan en aanskou. By die kruis, sal ek Jesus lowe, totdat eens my lief verreis, ewiglik daarbo. Deur te sien op die kruis is daar liewe en heil, is daar liewe vir jou en vir my. Sien gelowig op hom, word gereinig en lief, want verlossing bied Jesus jou vry. Sien op, sien en lief, deur te sien op die kruis is daar liewe en heil, is daar liewe vir jou en vir my. O, waarom dan het Jesus die sondelas gedra, as die skuld op jou rekening bly staan? O, waarom het die bloed uit sy wonde vrygevloei, is die skuld dan nie deur hom betaal? Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis is daar liewe, is daar liewe vir jou en vir my, is daar liewe vir jou en vir my. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie paar oomblikke wat ons kon saam wees, wat ons mekaar kon help onthou, herinner, dat u woord ons herinner, dat Maria Magdalena ons herinner, dat u die lewe van u seun gegee het, sodat daar heil, heelmaking en lewe vir ons sondaar mense kan wees. Ja, Here, selfs terwille ten spyte daarvan dat ons dikwels elke dag nog dikwels worstel met die sonde en ongehoorsaam is aan u, leef ons onder die bloed van die Here Jesus Christus, wat dit gegee het, sodat ons kan lewe hier en nou en tot in ewigheid. Dankie dat ons nie vanaand hier hoef te stop nie, nie by 'n graf nie, maar dankie Here dat ons môre met stil Saterdag ook met verwagting kan uitkyk wanneer ons ook Sondag dit vier, dat Jesus opgestaan het, dat hy lewe, dat hy binne in ons lewe en dat ons in hom lewe. En mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen.